Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. I have what you need, but you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. When you're running on empty and you can't find the remedy, just come to the well. You can spend your whole life chasing what's missing, but that empty inside, it just ain't gonna listen. When nothing can satisfy and the world leaves you high and dry, just come to the well. And all who thirst will thirst no more, and all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. So bring me your heart, no matter how broken. Just come as you are. When your last prayer is spoken, just rest in my arms a while. You'll feel the change, my child, when you come to the well. It's all who thirst will thirst no more, and all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. Goeiemôre almal, baie welkom vanmôre. Lekker om weer by mekaar te wees, om saam die Here se woord te hoor en om te leer en te groei in die pad waarop ons loop. Ons wil vanmôre begin deur 'n versie te lees uit Jesaja 43 en vanaf vers 11. Ek is die Here en daar is geen heiland buiten my nie. Ek het verkondig en verlos en dit laat hoor. En daar was geen ander God onder julle nie. En julle is my getuies, spreek die Here, julle God. Ons dien 'n groot God, ons dien 'n almagtige God. Ons dien die Skepper, die enigste, die ware God. En ons moet dit nooit vergeet nie. Ons moet weet dat ons God groot is, dat hy goed is, want dit is deur geloof wat ons lewe. Geloof is om te glo in God, sy vermoë, wie hy is, en om die rol, die doel, die potensiaal wat God in ons gesit het, te kan vervul. Ons het laasweek daaroor gepraat en ons gaan vandag verder daaroor praat. So, voor ons die woord bedien, kom ons sit so en dan bid ons net saam. Vader, dankie vir u wonderlike genade en goedheid. Dankie vir u woord, dankie vir u gees. Dankie Here dat ons vanmôre weer kan kom, ons harte kan oopmaak en kan vertrou dat u ons sal toerus, dat u in ons harte in sal spreek, dat u met ons die saad van die lewende woord in ons harte sal saai, sodat dit sal groei, en dat u wag daaroor sal hou, dat dit 'n goeie opbrengs sal bring. Dat ons, Here, toegerus sal wees in 'n tyd waar die wêreld donker is, in 'n tyd waarin die wêreld onderste bo is, wil ons vandag kom staat maak op 'n lewende, kragtige, almagtige God wat in staat is om ons vir ons te voorsien, in staat is om ons toe te rus vir die rede hoekom ons hier is, u doel, u plan, u koninkryk. Word verheerlik, ontvang al die eer en aanbidding vanmôre in die naam van Jesus. Amen. So, prys die Here, ons praat vanmôre oor die woorde van Jesus in Johannes hoofstuk 7 vers 37. En ek wil dit lees vanmôre om mee te begin. Johannes 7 vanaf vers 37.
Hy sê daar, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sal ontvang, wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar toe nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So Jesus praat hierso en hy sê, kom na my toe, en ek sal julle die lewende water gee. So ons wil vanmôre begin om te praat oor geestelike dors. As enige iemand dors het, dan moet ons na hom toe kom. Nou, die belangrike ding hier is, niemand gaan iets drink as hulle nie dors is nie, of iets eet as hulle nie honger is nie. So die eerste ding wat moet gebeur is 'n persoon moet eers besef dat daar 'n dors is, dat ek 'n behoefte het. Want as ek siek is, gaan ek nie medisyne gebruik nie. As ek nie dors is nie, gaan ek nie drink nie. En dit is natuurlik die eerste en die belangrikste ding. En dit is partykeer moeilik om hierdie te onderskei, want geestelike dors, geestelike honger in 'n mens kan partykeer voel soos irritasie, frustrasie, onsekerheid, so half to be bothered en so aan, nee. So dis hoe dit kan voel. En dan dink ons, eers miskien moet ek dit doen, miskien moet ek bietjie iets eet, miskien moet ek gaan slaap of iets. Maar die feit van die saak is geen aardse kos, geen aardse aktiwiteit buite Christus les die dors nie. Dis hoekom Jesus sê, almal wat dors het, kom na my toe. Okay, nou Jesus is die een wat die dors les. En so ons gaan 'n bietjie verder na hierdie gedagte kyk. Ons liggaam het water nodig en ons liggaam het kos nodig. Net so het ons gees of ons hart het die gees van God 'n verhouding met God nodig, sodat ons geestelike dors geles kan word. Goed, ons geestelike dors kan geles word. Met ander woorde, dit is moontlik. Baie mense is geestelik dors, hulle ervaar die dors wat in hulle gees is, wat in hulle gemoed is, wat in hulle siel is, hulle ervaar dit en misinterpreteer dit en doen miskien en probeer dit miskien op 'n ander manier vul. Miskien aardse alternatiewes, menslike aktiwiteite, goeders, jy weet, vriendskappe, hobbies, stokpertjies, allerlei aktiwiteite om hierdie geestelike dors te les. Maar daar's net een plek wat ons hierdie geestelike dors kan les. En dit is in 'n verhouding. Dis 'n redelike groot konsep. Dis nie net een of twee goedjies wat jy doen nie. Dit is 'n verhouding met Christus. 'n lewende verhouding met Christus. Ek lees vir ons in Jesaja 12 vers 3, sê hy vir ons hierdie woorde: En julle sal water skep met vreugde uit die fontein van heil, van verlossing of redding. En sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend. Met ander woorde, dit praat van dryfkrag. Julle sal water skep uit die fontein van verlossing. Met ander woorde, as ek 'n kind van die Here is, dan kan ek weet, nee, ek wil vanmôre met jou hierdie ding deel. Miskien besef jy dit dalk nie. Miskien dink jy, wel, jy's nou maar net nie so 'n goeie Christen nie, of miskien ander mense verstaan die Bybel beter as ek. Weet jy wat, stop net daar. Die woord sê, jy en ek, elke kind van God, wie ook al dors het, kom na my toe. Amen. So hy sê so, julle sal water skep met vreugde uit die fontein van heil. Met ander woorde, uit die fontein wat uit redding, wedergeboorte uitvloei. Daar's 'n fontein waar daar loop. En jy is, wil ek sê geregtig, dit klink so half 'n politieke ding, maar jy's geregtig, wettiglik. God wil graag vir jou laat skep uit hierdie rivier uit hierdie fontein van lewende water, wat vir jou dryfkrag en passie en moed en geloof en hoop en durf gee om in hierdie lewe 'n plus en nie 'n minus te wees nie, om in hierdie lewe 'n antwoord en nie nog 'n vraag te wees nie, om in hierdie lewe vir mense te kan hoop gee en nie om hulle nog meer negatief en verward te laat as ons by hulle wegstap nie. Jesus is die lewende water. Almal wat dors het, kom na die waters. Jesaja 55, wil ek gou ook vir ons net lees daar, Jesaja hoofstuk 55, en ek lees daarvan af vers 1, sê hy, almal wat dors het, kom na die waters. Wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja,
kom koop sonder geld, sonder prys, en kom drink van die water. So, hoe fantasties is dit nie, dat ons kan weet, dat ons het toegang tot dit wat nodig is, om in hierdie lewe betekenis te hê, om in hierdie lewe te wil vorentoe gaan, om in hierdie lewe nie moedeloos te word nie, om in hierdie lewe met passie en met positiewe energie vorentoe te gaan. En dis wat Jesus wil hê, dis hoekom hy gesê het, almal wat dors het, almal wat miskien swaar kry, wat struggle, wat agterkom, Jesus, like ek raak miskien 'n bietjie negatief. Die dinge van die wêreld, die omstandighede, die uitdagings vang my, dit het 'n invloed op my. Dan kom God en hy sê, kom drink van die fontein, jy's dors. Daar's 'n behoefte, en die behoefte kan nie deur aardse, wêreldse goed geles word nie, maar net deur Jesus Christus. Kom om te drink. Kom na my toe en kom drink. Nou, hoor mooi, dis 'n bietjie tegnies hierdie. Dit help nie net ons gaan na die Here toe, ons gaan sit by sy voete en ons sê, en ons moan met by hom oor wat aangaan nie. En ons sê vir hom, ag Here, dit gaan so moeilik, gaan aan, die wêreld is teen mekaar, my finansies is in die moeilikheid, en ons praat nou. Ons moet na hom toe gaan met die doel om te gaan drink. Ons moet na hom toe gaan, want daar's 'n fontein van lewende water, waaruit jy kan drink, versadig word, vervuld word, krag kry, en jou siel opgelig word, sodat jy passievol jou potensiaal kan uitleef, wat ons laasweek oor gepraat het. Ons moet weet dat ons siel en ons gees kan drink en versadig kan word. Dat ons by Jesus ons dors kan les en tevrede word van ons begeerte. Nou, my vraag aan jou vanmôre, miskien 'n persoonlike vraag. Het jy al ontdek dat jy dors is? Kan jy al onderskei as jy geestelik dors is? Amen. Kan jy dit doen? Kan jy sê, ek is geestelik, ek het behoefte, ek moet by die Here uitkom. Dis nie dat die Here weg is of dat jy wat ook al nie, maar ek het nodig om iets spesiaals te doen. Jesus het tyd afgesonder. Die Bybel praat van hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Die Bybel praat van gaan na jou binnekamer. Met ander woorde, daar's 'n dag tot dag lewe. Ons praat met die Here, ons is besig met hom, ons lewe die heeltyd, ons is in die teenwoordigheid van God. Maar dan kom daar 'n tyd wat jy agterkom, ek is nou so dors, ek kan iets oorkom. Weet jy wat? Kan jy jou geestelike dors identifiseer? Weet jy wanneer jy geestelike dors het? Of manifesteer dit maar net in frustrasie en in onsekerheid, ongeloof, miskien so iets, nê? Want dis hoe dit manifesteer, dis hoe dit voel. En daarom wil ek vir jou sê, identifiseer jou dors, besef dat wanneer ons dors is, dan hinker ons na water. En ons hinker na water wat ons dors gaan les. Okay. En ek wil vir jou sê vanmôre, leer om jou dors te les. Leer om na Jesus toe gaan en te gaan drink. Sodat wanneer jy by hom wegstap, is jy versadig, is jou dors geles. In vers 38 van daai Johannes 7 sê hy wat in my glo, soos die woord sê, so om te glo is om te drink. So ek wil die eerste ding vanmôre deel. Hoe drink ek die lewende water? Wat doen ek? Wat is die daad wat ek uitvoer, sodat my geestelike dors, my siele dors, geles kan word? Eerste ding is om te glo, om in God te glo, want kan ek so sê, die duiwel wil alles in sy vermoë doen om jou en my geloof, ons agting van God, die feit dat hy God is, dat hy die enigste ware God is, dat hy die koning is, dat hy die verlosser is. Die duiwel wil daai wete wil hy afbreek. Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? En daar gaan ons, en daar kom hy en hy sê, ja, maar as God so goed is, hoekom dit? As God so goed is, hoekom dit? So wat die duiwel die heeltyd doen is, hy breek ons vertroue, ons geloof, ons verwagting van God af. En ons moet dit nie toelaat nie. Dan het ons nodig, want dan word ons geestelik dors. Geestelike dors manifesteer in frustrasie, in ongeloof, in vrees, in onsekerheid, in twyfel in God. Is geestelike dors. Dis wat gebeur as jy geestelik dors is, begin jy soort van twyfel, maar is God regtig so goed? Is God regtig wie hy sê hy is? En daarom is dit om te glo. Gaan na die plek toe om te gaan jou dors te gaan les. Gaan en gaan praat weer met God, en ek gebruik maar die Engelse woord, connect met die Here. Gaan sit en spandeer tyd met hom. Gaan sit eenkant, sonder jouself af. Besef weer en mediteer op wie hy is, wat hy doen, wat hy in my
en deur my doen. Gaan dink oor daai goeters. Hoekom is ek hier? Wat doen ek hier? Ensovoorts. En dit is weer 'n hele ander preek. Wat is my taak, my roeping hier op aarde? Maar ons het al daaroor gepraat. Die Heilige Gees in ons, tyd saam met Jesus, die woord, om byvoorbeeld liedjies te sing, om net te worship. Dis verskillend vir almal. Vir een persoon is om te worship baie opbouend. Vir 'n ander persoon is hy moet die woord lees. 'n ander ou is dit om eenkant te gaan sit en net te gaan praat met die Here. Maar ons almal moet al hierdie goed doen, maar daar's 'n verskillende prioriteit in dit in. Alhoewel ons al hierdie goed doen, al hierdie goeders is nodig vir ons om ons gees weer te restoreer in God in. Johannes 6 vers 35 sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nie honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Hoor net wat sê Jesus. Hoe amazing is dit? Jesus is die een wat deur die Heilige Gees in jou hart kom en jou optel, jou energize, jou krag gee, jou moed gee. Sodat jy kan eet en sodat jy kan stil word voor die Here en sodat jy hom kan dien. Wanneer ons kom om te drink, kry ons nie net 'n enkel beerd nie, maar kry toegang tot die rivier van lewende water wat deur ons geloof 'n rivier in ons word wat uitvloei. Amen. So hoor mooi wat gebeur. Dit beteken nie jy kan net eenmal in 6 maande gaan nie, of jy kan net eenmal in 'n maand gaan nie. Jy kan elke dag by die rivier van lewende water gaan sit en drink. Elke dag. En ek wil jou bemoedig om jou, nommer 1, jou geestelike dors te identifiseer. Nommer 2, te weet wat jy kan drink. En nommer 3, te gaan met die doel om te drink. Om met Jesus verhouding te hê. Om toe te laat Christus ons vul gedurig met die Heilige Gees. Dit sal word binne in jou 'n rivier van lewende water. Want jy sien, God wil nie net hê jy moet jou dors moet geles word nie. Hy wil ook deur jou ander aanmoedig dat jy 'n lig is, dat jy preserveer, dat jy aanmoedig en help. En 'n antwoord is vir mense wat daar buite is, mense wat die Here nodig het. In Jesaja 58 vers 11 sê die woord: en die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig. In dorpsplekke jou gebeente sterk maak. Ouens, amazing. Hoor mooi wat sê die Here. Weet jy wie jou God is? Weet jy wie hy is? Hoe groot is jou God? Partykeer in die omstandighede, uitdagings, hartseer, pyn en tragedies van die lewe, raak God al hoe kleiner. Dis asof ons dink, weet jy wat, ek gaan maar net aan. Ek sal maar net asemhaal en aangaan met my lewe en ek sal maar net hier sit en maar net doen wat ek moet doen en die beste maak van die saak. Maar weet jy wat, as ek hier lees, dan sien ek dat God uitreik na ons toe met krag, met opwinding, met passie, reik hy uit na ons toe. Ek gaan dit weer lees. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig. Amen. In dorpsplekke en jou gebeente sterk maak. Kinders van die Here is anders. Kinders van die Here het toegang tot middele wat die wêreld nie eens van weet nie. Hulle weet nie eens dat dit bestaan nie. Hulle weet nie eens dat daar so iets is om te kan voor God se voete te gaan sit en deur die bloed van Jesus sy aanraking deur die Heilige Gees in hulle harte te ervaar nie. Hulle weet nie eens dat dit daar is nie. Ek lees verder. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. Hoor mooi. Baie keer wanneer ons deur moeilike tye gaan, baie keer wanneer ons lewe en daar's 'n paar challenges, dan dink ons, ek kan nie nou vrede hê nie. Ek kan nie nou 'n tuin wees wat positief is. Ek kan nie 'n mens wees wat vreugde en vrede en vuur in my hart het nie, want ek gaan deur 'n moeilike tyd. Dit is absolute leuen van die duiwel. Dis presies wat die duiwel wil hê. Die oomblik wat jy jou vrede en jou vreugde en jou passie vir God verloor jy jou krag. The joy of the Lord is my strength. As jy jou vreugde in God verloor, nou kan 'n ou so redeneer, maar hoe kan ek vrede in die middel van 'n storm hê? Verseker kan jy. Weet jy hoekom? Want jou vrede is in wie God is. Nie of daar 'n storm of nie 'n storm is nie. God is die een wat die storm stil maak. God is die een wat jou hoop, jou krag, jou vertroue in die storm is. En wanneer God op die toneel is daar vrede in jou hart. Nie vrede omdat jy
en ek wil dit so sê, happy-go-lucky is, of omdat jy nie traak my nie agtig is nie, of dat jy onsensitief is nie. Jy kan vrede hê terwyl jy jou oë uithuil. Jy kan vrede hê terwyl jy besorg is oor 'n ding. Kan jy vrede in jou hart hê? Vrede dat God is my, hy is die koning, hy is die Here, hy is wie hy is enigiets te moeilik vir hom, verseker nie. En so daarom sê hy weer, ek lees net weer, en jy sal wees soos 'n tuin wat geplant is, goed besproei is, en soos 'n fontein van waters, waarvan die waters nie teleurstel nie. God is ook binne-in, hy sê hierso, selfs in dor plekke sal God jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin. Amen. Ek wil jou dit bemoedig mee vanmôre. Moenie dink dat wanneer jy 'n fout maak, wanneer jy dalk faal, wanneer jy misluk, nou moet jy nou in sak en as gaan sit, want jy moet dit doen, want jy sal skyn heilig wees, as jy vrede en hoop het nie. Vrede en hoop is 'n vrug van die teenwoordigheid van God, en God is altyd by jou, hy sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Die rivier waarvan ons vanmôre praat, is die Gees van God. In Johannes 14, vanaf vers 16, wil ek ook vir ons lees. Johannes hoofstuk 14, wil ek net vir ons lees daar in vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Heilige Gees wil by jou wees, hy wil binne in jou wees, hy wil 'n rivier wees wat deur jou vloei met jou toestemming. Hy wil jou gebruik as 'n kanaal waardeur hy lewende water na ander mense toe bring, na die wêreld toe bring. Amen. Nou kan jy sien hoekom wil die duiwel jou moed laat begewe. Hy wil jou afbreek, hy wil jou negatief maak, hy wil vir jou sê, ag, dit gaan nie werk nie, en al daai goed. Dis wat hy wil doen. Maar God wil 'n rivier van lewende water wees wat deur jou vloei. En daar's 'n konflik daar, en ek en jy moet toelaat dat God kan wees wie hy is. In vers 17 sê hy, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie gesien het nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Die Heilige Gees is in ons, met ons. Hy sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Dit sê hy vir ons in Johannes hoofstuk 14, ekskuus tog, in elk geval, Johannes 16, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, maar ek sal die Heilige Gees in my plek stuur. En so, wat is wese? Wat is 'n wees? Is iemand wat nie ouers het nie, dis iemand wat op sy eie gelaat is, okay? 'n wees. Hoe is wees mense? Mense wat nie ondersteuning het nie, mense wat nie 'n basis het waarvan af hulle werk nie. Hulle is bang, hulle is dalk sonder 'n erflating, hulle is alleen, hulle het geen heenkome nie, en hulle is onseker. Dit is die amper tipe van die karaktereienskappe van wese. Hulle is miskien teruggetrokke, onseker, hulle voel nie dat hulle enigstens 'n bydrae kan lewer nie. En dit is wat God sê, ek gaan jou nie as 'n wees agterlaat nie, jy gaan nie hier op die aarde alleen sit, en jy moet nou maar self sien en kom klaar nie, ek is met jou, ek het 'n rivier van lewende water, wat uit jou uit gaan vloei. Ons is nie wese nie, en ons moet nie toelaat, dat ons as wese gereflekteer word nie. Johannes 14 vers 17 sê, hy sal by julle bly, en in julle wees. Amen. Geloof in Christus aktiveer die vloei van die Heilige Gees. Hoor mooi. Geloof in God. Ek en jy het nodig om ons geloof kan ek maar sê, te restoreer en op te bou en in plek te hou. Want ons geloof word gedurig aangeval. Die Bybel praat van mense wat hulle geloof het skibreek gelei. Met ander woorde, daar dinge gebeur wat gemaak het dat hulle nie meer glo nie, of dat hulle geloof wankel, dat hulle twyfel in wie God is. En ek wil jou bemoedig vandag, miskien twyfel jy, miskien sit jy vandag en jy sê, ja maar Wimpie, ek is glad nie meer so oortuig van goeders nie. Weet jy wat, kom terug, kom by die voete van Jesus, kom in die teenwoordigheid van jou Vader, en laat God toe om jou te bedien met die water van lewe, sodat jy weer geloof en krag en passie vir God kan kry, sodat jy met 'n doel kan lewe, dat jy kan opstaan in die oggend en weet, vandag is ek 'n instrument in God se hand, en hy wil my gebruik om iets te doen. Here, waar wil jy hê moet ek werk? Wat wil jy hê moet ek doen? Met wie moet ek praat? Watter daad wat ek vandag gaan doen, gaan vir iemand
vandag tot voordeel en tot oorwinning wees. Dis wat die Here wil doen in jou lewe. Geloof in Christus aktiveer die vloei van die Heilige Gees. Hoor mooi, sodat ons nie net goeie nuus kan hê nie, maar ook goeie nuus kan wees. Amen, dat ons goeie nuus kan wees, dat ons optrede, ons gesindheid, ons hele lewens omgewing positief sal wees. En ek weet ons is almal mense, ons het almal ons afoomblikke, maar dit is normaal. Ek praat van oor die algemeen. Mense se gemoed gaan partykeer af. Oor die algemeen, dis net 'n algemene stand van 'n persoon se gemoed. En dit wil God nie hê nie. Die hart van die Vader is liefde, om te, en ek gaan die Engelse woorde gebruik, to comfort, to restore and to empower. God maak jou gesond, hy restoreer jou en hy bekragtig jou. God empowers us. En dis 'n belangrike punt wat ek vanmôre wil noem. Die Heilige Gees is die krag van God. Krag. Dit gee vir jou 'n edge. Dit maak dat jy goed kan doen wat jy dink jy nie kan doen nie. Dit stel jou in staat om te kan sien en te kan hoor en saam met die Here te kan loop. Sodat ons dit weer met ander kan deel. Efesiërs 6 vers 10 sê, word dan nou kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. As jy miskien vanmôre daar sit en jy's hulpeloos en moedeloos en jy voel soos 'n weeskind, jy het niemand wat jou kan help nie, weet vanmôre, jy het 'n God, 'n kragtige, almagtige Vader in die hemel, wat reg sit om jou te bedien, jou te restoreer, die water van die lewe vir jou te gee, die brood van die lewe in Christus vir jou te gee, jou geloof weer op te bou in God, sodat jy kan opstaan. Ouens, ons lewe in 'n tyd, wanneer Christene moet sigbaar wees en opstaan. En ek praat nie van perfekte mense nie, ek praat nie van Christene wat nou in glaskaste bly en hulle is vlekkeloos nie. Christene maak ook foute, né? Christene trap ook mis, maar jy kan verseker weet, 'n Christen gaan nie uit om te gaan mistrap nie. Hy doen dit nie as prins nie, en as 'n Christen mistrap, dan is hy nie trots daarop nie. Hy bely, hy breek voor die Here, en hy vra vergifnis. Dis 'n groot verskil. Daar's baie mense wat vandag, hulle is so vreeslik trots op hulle foute. Hulle het nou so vreeslik hier aangejaag en daar aangejaag. Dis nie die hart van God nie. En dis nie die hart van 'n Christen, dis nie eens waarvan ek praat nie. Christene, kinders van die Here, gered, wedergebore, lief vir die Here, het nodig om te skyn, want die wêreld het dringend nodig om lig te sien, dringend nodig om hulp te kry. Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal krag ontvang, krag. Ons het krag nodig, ouens. Krag, nie arrogansie nie, nie hoogmoed nie ek is beter as jy nie, maar krag. Want jy sien, as ons na ander mense kyk en ons sien hulle tragedie en mense wat hulp nodig het, dan kan jy nie ook, jy kan nie 'n persoon optel as jy op dieselfde vlak as hy is nie, maar as jy 'n trap hoër as hy is, dan kan jy hom optel na waar jy is. En daarom het ons nodig dat die Here ons optel, sodat ons ander kan optel. Die Heilige Gees is 'n vuur wat in ons brand. Filippense 3 vers 12, waarmee ek wil afeindig, sê die volgende: nie dat ek al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Weet jy wat sê hy so? As jy hierdie ding kan visualiseer, Jesus het vir Paulus gegryp, hy het hom gevat, hy het hom uit die vuur uit geruk, dit was 'n impak gewees, as ek dit so kan stel. En wat hy sê is, ek wil ook geregtigheid gryp, ek wil my uitstrek, en ek wil dit gaan haal, met passie, en met krag, en met oortuiging, en niks sal my keer nie. Sien jy daai tipe gesindheid? Dit is wat ek by jou wil los vanmôre. Daar's water van verfrissing, van krag, van opbouing, deur die krag van die Heilige Gees, wat jy by die voete van Jesus vind. Jesus sê, kom na my toe, en kom drink, en dit wat jy hier by my kry, sal word 'n rivier van lewende water, en jy sal nie dors hê nie, en jy sal nie weer honger kry nie. Ek wil jou bemoedig vanmôre, weet nommer 1, dat jy 'n lewe van impak kan lewe. Die lewe van impak kom deur geloof, 'n verhouding met God in Christus Jesus, deur die werking van die Heilige Gees in jou hart, wat jou bemoedig, en wat jou in staat stel om te kan doen, dit wat hy jou voorgeroep het. Prys sy wonderlike naam. Kom ons luister na hierdie laaste lied, en dan gaan ons daarna afsluit. Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place?
and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. I'll live for you. I'll live for you. Come on, tell him. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, send your fire, release your power, so we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Come on. Prys die Here. Kom ons bid dan net saam en ons sluit hierdie diens dan net af. Vader in die hemel, dankie dat U alles beskikbaar gestel het vir ons. Dat U in Christus betaal het sodat U bloed kan vloei, Here, sodat daar 'n Heilige Gees kan wees wat uitgestort is, wat ons kan bevredig, wat ons kan dors kan les, ons honger kan stil, sodat ons, Here, kan word instrumente. Here, dat ons nie maar net asemhaal nie, maar dat ons lewe. Dat ons nie maar net bestaan nie, maar dat ons 'n verskil maak. Dat U verheerlik kan word, dat U koninkryk kan kom. Here, en dat ons U disippels op hierdie aarde kan wees, solank as wat ons die voorreg het om hier te lewe as agente, gesandte van die ewige groot God, die koning van die heelal. Dankie Vader, ek prys U, seën die kinders, vul hulle met die Heilige Gees, help hulle Here om hulle dors te kan identifiseer en om hulle dors te les, sodat ons kan word ligte, bome van geregtigheid, wat baie vrug dra, in die naam van Jesus. Word verheerlik, seën ons Here, lei ons, bewaar en beskerm ons, in die naam van Jesus ons Here bid ek dit. Amen. Prys sy naam, gaan in sy vrede, hê 'n wonderlike, awesome dag. Amen.